Prys Here. Kom ons sing I am redeemed by love divine. I am redeemed by love divine. Oh, glory, glory, everlasting Father. Wat sê one drop of blood can save my soul and made my wounded spirit whole. Praise Him. Was dit nie was vir Jesus se bloed aan die kruis vir jou en my, waar sal ons vanaand gewees het. Halleluja, halleluja. Hy red deur die bloed van sy seun. Kom ons sing. Halleluja, halleluja. Thank you.
You want to bring us a miracle. As jy nie weet of jy links of regs moet gaan, hou vas in Koning Jesus. Hy don't give up. You want to bring us. Now don't give up. You're on the brink of a miracle. Don't give up. Remember God is still on the throne. Don't give up. You're on the brink of a miracle. And don't give up. Remember you are not alone. Now don't give up. You're on the brink of a miracle. Don't give up. Remember God is still on the throne. Don't give up. You're on the brink of a miracle. And don't give up. Remember you are not alone. So don't give up. You're on the brink of a miracle. Don't give up. Remember God is still on the throne. Don't give up. You're on the brink of a miracle. Don't give up. Remember you are not Don't give up. You're on the brink of a miracle. God sent His Son. They called Him Jesus. And that Jesus died on the cross so that you and I can be free. Amen. He had compassion on me. He touched my eyes. Who was blind and now I can see. Praise the Lord. He had compassion on me. He touched my eyes and now I see. He touched my feet and now I walk in His way. He had compassion on me. He touched my heart and now I'm free. Praise the Lord. He had compassion on me. He had compassion on me.
Ons gaan nou vir Chanel 'n kans gee. Mag die Here jou seën.
voorreg om die woord van die Here te kan oopmaak. Want dit bring vir ons lewe. En dit is ons lig. En die woord van die Here skyn in hierdie donker wêreld. Halleluja, en die woord van die Here sê dat in Johannes 1 dat die duisternis het hom nie oorweldig nie. Amen. Want hy kan nie. Prys die Here. En dit is 'n voorreg om vanaand ook dan die woord van die Here te kan bring. Pastoor Paul sê vanaand dat die gemeente is in baie goeie hande. Nou ek wil vir u sê dat 'n klomp jare terug, ek was 'n pastoor, 'n polisieman van beroep gewees. En toe ek besluit om bediening toe te gaan, toe ons so uit Pretoria uitry op pad Kroonstad toe, baie klein, die van die wat dalk die Vrystaat ken, ek dink dis dalk 'n paar Vrystaaters. Toe ons so ry toe, verduidelik my vrou nou vir die kinders wat is nou besig om te gebeur. En my seun wat hy trou donderdag en toe is hy 5 jaar oud en hy sit so agter in die kar en hy vra die vraag, hy sê gaan pappa nou probeer om 'n pastoor te word? En hy probeer nog steeds. Maar die sukses lê daarin om nie op te hou probeer nie. Mense kry dit nie altyd ewe goed reg nie, maar ons sal aanhou probeer tot die dag wat die Here kom. Prys die Here, baie groot voorreg vanaand hier te kan wees saam met u hier in Wes-Australië. Weet jy, terwyl ons vanaand so sing en ek gewaar die teenwoordigheid van die Here, toe dink ek, is die Here nie groot nie? Is hy nie almagtig dat ons is vanaand hier in 'n klein saaltjie hier in 'n bos hier in Wes-Australië en God se hand en sy oog kyk vanaand hier na ons en hy raak ons aan en ons raak bewus van sy krag en van sy salwing en van sy teenwoordigheid. Is dit nie wonderlik om vanaand hier by mekaar te kan wees en te kan sê ons is bloedgewaste kinders van God, die halleluja. Ons is gered en deur sy genade, nie een van ons het dit verdien. Ons my dogter sing vanaand hierdie liedere en ek raak bevoel, ek dink Here, ek het absoluut niks om in te roem nie. Ek het niks wat ek kan aanstel nie. Ek speel golf, maar ek is nie goed nie, maar ek geniet dit. Ek vang vis, hulle byt ook nie altyd nie, maar ek geniet dit. Alles wat ek doen ek nie goed nie. Ek het niks om aan te roem nie. Behalwe dat daar is iemand wat aan die kruis van Golgotha gesterf het en hy het vir ons gered en hy wil vanaand daardie goeie nuus aan u oordra. Prys die Here en u is welkom om saam met die woord van die Here oop te maak by Matteus die 27ste hoofstuk. Matteus 27 en ek gaan vanaand in 'n paar oomblikke, ek het gehoor dat ons in die saal gaan ons nie nou, as ons hier klaar is, gaan ons nou nie braai nie, ons gaan van die ander kosies wat oorgebly het eet, ons braai blykbaar na die aandete. So, ons het daarom redelik tyd, maar ek wil vanaand, vir 'n oomblik wil ek op 'n doek vir u skets, wat plaasgevind het daardie nag. En Jesus Christus se lewe, waar hy God was, met die alwetendheid om te weet wat sou gebeur, maar waar hy ook mens was. En dit wat hy ervaar het, moes hy as mens ervaar. Terwil van u en van my. En ek lees vanaand in Matteus die 27ste hoofstuk. En ons lees van die 20ste vers af. Hy sê, maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord Barabbas. En Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. Die 25ste vers ons teks vanaand
sê die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die gouverneur Jesus met hulle saam in die gouverneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Teks vanaand, die 25ste vers, waar die skare roep, en hy sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Dit is 'n geweldige verhaal wat plaasvind, dit is nie 'n storie nie. En elke oomblik daarvan is die waarheid, en as ons die verskillende 4 evangelies gaan lees, dan korrespondeer hulle almal met wat gebeur het. Party sien dit bietjie in hierdie lig en ander en so bietjie anders. Maar alles vertel dieselfde verhaal met die slotsom dat Jesus Christus is gekruisig. Nou broers en susters, die laaste avondmaal vind plaas en jy moet weet dat, soos ek dit genoem het, Jesus Christus hy is mens, maar hy is ook God. En hy eet vir 'n laaste keer saam met sy vriende met wie hy 3 jaar gewandel het. En hy weet, hierdie is die laaste. Hy weet dat een van hulle gaan hom verraai. Hy weet dat een van hulle gaan hom verloon en gaan sê dat ek ken hom nie. Ek weet nie wie hy is nie. En hulle sit en eet saam en ek dink dit was 'n geweldige druk op Jesus. Hulle kon seker agterkom, maar vanaand is hy nie soos wat hy altyd was by 'n maaltyd nie. Daar is iets anders vanaand by ons meester. Daar is 'n prys wat moet betaal word. Daar is 'n wêreld wat gered moet word. Halleluja! En Jesus sit met sy 12 en kan nie dink die oomblik wat hy sy hand in die skottel moes insteek, is saam met Judas. En Judas kyk om verstaan, maar weet jy dat die geldstukke het hy reeds in ontvangs geneem. Broers en susters, die prys was al reeds betaal, en sodat maar oorgelewer kan word, oomblik daarna, het word Jesus gearresteer, en daar in die tuin van Getsemane, en terwyl hy gebid het, laat sy sweet soos bloed word. Die mediese terme daarvoor is hematidrose, wanneer jou bloedvate onder jou vel letterlik fisies bars dit vanweer die geweldige inspanning. Hulle sê mense wat op death row is geneig om dit te kry. Daar die geweldige inspanning en Jesus bid dat sy sweet soos bloed word. En hy weet daar's 2 vriende wat hy gelos het om saam met hom te bid. En hy kom terug en hy vind sy 2 vertrouelinge vind hy aan die slaap. Wil skilder dit vanaand vir u so af dat u vir 'n oomblik sal besef dat dis nie 'n goedkoop prys nie. Ja. Ek het onlangs dus golf gespeel saam met mense en ek het my kop en afskiet geskit toe iemand sê by een van die gaatjies spruit jy maar net die bloed oor die gaatjie dat die bal moet inval. Ek wil vir u sê, volgens my is dit godslastiglik. Want is 'n dierprys wat betaal is. Deur sy vriende is hy verloon. Oomblik daarna, en toe word hy geneem, broers en susters, daar voor die Joodse raad en Kajafas die hoofpriester, en hulle is besig en hulle soek na beskuldigings teen hom, en daar was baie valse getuienis wat gebring is teen hom, maar daar was net 2 wat werklik na vore gekom het, en dit was dat hy die tempel sal afbreek, en na 3 dae sal ophou, maar net omdat hulle nie werklik waar verstaan het, wat gebeur het, nie die beeldspraak verstaan nie. Sê, dit is lasterlik dat hy sê, sal die tempel afbreek en hom weer opbou in 3 dae, uiteindelik van homself gepraat. Hy kry nie getuienisse teen hom nie. Matteus 26 vers 63 sê, maar Jesus het stil gebly. En ek dink hy sit in die beskuldigingsbank. Maar hy verdedig hom nie self nie. Hy wat alles weet, verdedig nie homself nie. Hy het stil gebly.
En die hoofpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus, die Seun van God is. En Jesus antwoord in die 64ste vers van Matteus 26, en hy sê, maar u het dit gesê, maar ek sê vir u almal, van nou af, sal jy die Seun van die mens sien sit, aan die regterhand, van die krag van God, en kom, op die wolke, van die hemel. Halleluja. Dit was nie maar net 'n gewone hofsitting nie, maar dit was 'n hofsitting waar die uitspraak van dit, broers en susters, verlossing vir 'n wêreld wat besig was om verlore te gaan, sou bied. Halleluja. En ek is so dankbaar dat Jesus nie omgedraai het nie. Halleluja. Daar is 'n lied, ek het dit nou die dag aangehaal, wat sê he could have called 10,000 angels to destroy this world and to set him free, but he died alone for you and for me. Halleluja. Want die wêreld het 'n verlosser nodig gehad. Halleluja. Terwyl Jesus daar in die weggeneem is, toe Petrus daar in die binneplein, en verloor hom die maal. Petrus het gesê, maar ek sal self saam met u in die doderyk ingaan. En hy sê, maar ons ken jou. Jou spraak gee jou weg. Jy is een van hulle. En hy sê, ek ken hom nie. Broers en susters, en weet jy wat gebeur? Daar die haan kraai, toe hy dit die 3de keer gedoen het. Toe kraai die haan, en op afstand, ek kyk Jesus om, ek kan nie dink wat in Petrus sy gemoed aangegaan het. Hy sien, hy het sy meester, het hy verloon, maar ek dink daar was ook, en ek dink, Pastor Willie de Waal, het baie jare terug by 'n konferensie hieroor gepreek. Weet jy dat Petrus kon maklik sê, ek ken hom nie, want hy ken die Jesus wat altyd alles geweet het. Hy ken die Jesus wat op 'n stadium het hom aan gevangene wou neem, en net omgedraai, en tussen die skare weggestap het, by 'n ander geleentheid, en toe staan hulle gereed by die klippe, om hom te stenig, en toe stap hy tussen hulle weg. Hy ken daardie Jesus, waar daar altyd 'n uitkoms was. Maar nou sien hy Jesus wat in gevange geneem is. Voor die Joodse raad. En hy sien die proses is besig om verder te vorder. Na Pontius Pilatus. Na die gouverneur. En hy besef dat daar is 'n paadjie, hy ken die omstandighede, hy weet wat gaan plaasvind. Hy begin te sien, wat is die einde van hierdie. Judas, inteendeel gaan, en hy besef dat hy 'n groot fout gemaak. En hy hardloop terug, na die kerk toe, met die 30 sikkel silwer. En hy kom sê vir hulle, weet hy, kom doen belydenis, met restituisie, en met berou, en hy sê vir hulle, ek het onskuldige bloed verraai. Weet jy wat is die antwoord van die priesters? Ons het gekry wat ons wou gehad het. Wat het dit met ons te doen? Weet jy, hy gooi daar die 30 sikkel silwer, gooi in die tempel neer. Later is dit gebruik om 'n begrafplaas te koop vir vreemdelinge. Bloedgrond. Halleluja. En hy gaan hang homself op. Maar weet jy, dit is ook deel van die raadwerk van God. En ek wil dit nou vir u verduidelik, net vir 'n oomblik. Weet jy, baie te sê oor Judas, maar weet jy, hy het ook 'n aandeel in die feit dat u en ek vandag gered is. Broers en susters, al het hy in die vyand se hand gespeel op daardie stadium, weet jy, God se raadwerk was so fenomenaal geweest, dat Judas moes eers selfmoord pleeg, sodat hy in die doderyk kon kom. En toe Jesus in die doderyk afdaal, en toe kan hy weer aan Judas hierdie evangelie verkondig, en toe kon daar moontlik vir Judas weer redding gekom het. Amen. Ek dink dit was een fenomenale linie geweest daar in die doderyk. Die Bybel vertel nie daarvan, ons sal eendag wel hoor, dit is maar my opinie. Maar Jesus word oorgegee aan Pontius Pilatus. En hulle was gewoon dat die gouverneur 'n gevangene vrylaat by die Paasfees. Maar weet jy daar verkiesing wat daar moes plaasvind, was alreeds vertroebel deur die ouderlinge. Die fariseërs en die kerk. En hulle het alreeds die mense oorgehaal
En gesê, julle gaan nie laat Jesus vrygelaat word nie. Jesus moet gekruisig word. As daar gevra word, laat Barabbas, laat hy vrygelaat word. Hy was die een wat eintlik die dood verdien het. Hy was die een, broers en susters, wat die skuld gehad het. Hy was die een wat 'n moordenaar en misdadiger was hy gewees en hy moes gekruisig word. En hierdie skare begin te roep en Pilatus vra, wie wil julle hê moet ek vrylaat? Die volk antwoord, Barabbas. Pilatus vra, maar wat moet ek met Jesus doen? Hy het dalk gehoop, sou hulle nie ook maar sê, kom ons laat hom ook maar vry, of gee hom lyfstraf, of doen iets anders met hom nie. Maar hulle roep uit, laat hom gekruisig word. Laat hom gekruisig word. Halleluja! En Pilatus, broers en susters, vra die volk, hy sê, maar wat 'n kwaad het hy julle gedoen? Die woord sê dat die volk skreeu harder, laat hom gekruisig word. Weet jy, Pilatus, dit is asof hy so speel vir tyd, want hy wil kyk, kan hy nie dalk hierdie ding draai nie, en kan daar nie dalk 'n wending plaasvind nie, maar hy besef ook dat hy is die gouverneur, en broers en susters, as die keiser hoor, dat daar is onlus in sy area waar hy aangestel is, dan kan sy kop ook waai. En hy staan op en hy was sy hande. En hy sê hierdie woorde, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. En die volk, opstandige, aggressiewe, ek wil vir sê, dit is nie soos mense vandag nie. Daardie jare was rowwe mense gewees. Broers en susters, dit was mense wat onverfynd was in alle opsigte. Dit was rowwe mense gewees. En hulle begin te roep en hulle skreeu dit uit. Halleluja. Hulle sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. 'n verskriklike uitspraak om te maak, om te sê dat iemand anders se bloed op ons moet kom. Ons eerste diens hier het ek gepreek oor Abel se bloed wat geroep het. Of Jesus se bloed wat van beter dinge spreek as van Abel se, en Abel se bloed wat ook uitgeroep het. Maar weet jy, Abel se bloed was op Kain gewees. En hy was gestraf. En hy het 'n vlugteling geword. Want sy broer se bloed was op hom gewees. Weet jy dat God laat toe dat Farao, dat hy sy hart verhard, en elke keer, broers en susters, wanneer daar een van die plae was, en Moses gedink het, nou, gaan ons trek, en het alles gelyk, of Moses nou die groen lig gaan gee, dat hulle kan trek, dan verhard Farao sy hart, en daar kom nog 'n plaag, wat al hoe groter en al hoe sterker was, want weet jy, waarom het het uitgespeel op die einde, dat die bloed van elke eerstgeborene in Egipte, was op die hoof van die koning van Egipte, op Farao. En ek dink dit het gemaak, dat hy dalk vir sy ruiters sê, nadat die volk getrek het, en hulle begin onder mekaar te praat, en sê, maar my seun is oorlede, jou seun, hierdie almal, ons eerstgeborenes, is almal, die bloed van ons kinders, is op jou Farao, jy moet plan maak, en hulle spring weer, op die waans en op die perde, en hulle jaag agterna, God se plan, God se raadwerk. Weet jy dat God het nie vir Dawid toegelaat. Dawid wat 'n man was na God se hart. Het hy nie toegelaat om vir hom die tempel te bou nie. Want die rede was, daar was te veel bloed aan Dawid se hande. Dit was oorlog. Dit was nie onregverdige bloed nie. Maar dit is iets verskrikliks om iemand anders se bloed op jou hande te hê. Dit is iets verskrikliks om te weet dat ander mense se bloed is op my hande. Ek het al mense teëgekom, broers en susters, wat die oorsaak was, dalk deur nalatigheid, maar dat iemand anders sou afsterf, dalk in 'n voertuigongeluk, dalk ek het al mense ontmoet wat dronk bestuur het. En dan is daar iemand dood. Daardie mense kan nie met dit leef. Vir hulle hele lewe, ons het saam met 'n polisieman gewerk, en vir my kollegas, soos by die afdeling gewees, dat gekyk het na die
belangrike persone. En hy laai die minister by die huis af, die minister se vrou. En toe hy begin ry, toe is daar geweldig geskreeu. En die minister se 2-jarige of 3-jarige seentjie beland onder daardie voertuig, die Als voertuig se wiel, en hy ry daardie kind dood. Henk Visser was nooit dieselfde weer gewees. Weet jy, hy het kranksinnig geword, hy is medies af. Sy werk bedank. Want daar is iemand anders se bloed wat hom was. Jesaja 1 vers 15 sê die Here deur Jesaja die profeet, en hy sê, as julle julle hande uitbrei, dan bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, dan luister ek nie. Julle hande is vol bloed. En broers en susters, as ek kyk vandag na die kerk, hoeveel mense lê as wrakke langs die pad, hoeveel mense is dalk nie fisies doodgemaak nie, maar mense is sterwe, 'n geestelike dood, omdat baie mense in die kerke uitspraak het met hulle tong, en hulle maak mense dood. Ek wil vir jy as die oorsaak is van iemand wat langs die pad sit vanaand, as gevolg van die tong, dan het jy vanaand bloed op jou hande. Amen. God sê dat jy kan, selfs julle gebede kan julle vermenigvuldig. As julle dit doen, dan maak ek my oë toe. Want daar is bloed op julle hande. Hierdie mense roep. Daarna het hulle Jesus laat gesel. Doringkroon is op sy hoof geplaas. En hy is oorgelewer om gekruisig te word. Hierdie uitspraak was, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Weet jy, toe ek dit lees, toe dink ek, hoe wreed kan hierdie mense wees, as jy dan so manhaftig wil wees, sê dan net, laat sy bloed op my kom, of laat sy bloed op my en my ou vriend kom, wat saam met my skreeu, maar wat hierdie arme onskuldige kinders, daar by die huis met dit te doen? Roep hy, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Jesus word gekruisig, die doringkroon, en hy stap die Via Dolorosa. En hy laat 'n bloedspoor agter wat 'n skare volg. 'n Skare wat uitgeroep het, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Halleluja. Ek dank die Here vanaand, broers en susters, dat hierdie is 'n bloedevangelie. Ek het dit gesê in die begin toe ons hier aangearriveer het ek gesê hierdie is nie maar net 'n gewone maand nie, maar dit is 'n bloedmaand, want dit is die maand waarin Paasfees gevier word, en kan ons ooit die bloed van Christus, 'n minag kan ons ooit uit die waarde van sy bloed, kan ons dit ooit op 'n plek om in ons lewe, en dat ons dit nie raak sien nie, en hierdie mense roep uit, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Kruisiging vind plaas. In sy hande en in sy voete word die spykers. Maak vir die pragtige voorbeeld. Nie klein houtwerkspykers nie. Die spykers word geneem. En hulle sê dat hy is nie deur die hande self gesit nie. Want dan sal mens uitskeel en sê dit is hier deur die gewrigte waar dit eintlik sou geslaan word. Deur die voete. En elke hou kom daar bloed uit. Hulle skreeu, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Halleluja. En weet jy wat gebeur? Jesus hang daar en hy op die volgende oomblik, broers en susters, toe sê hy dors en hulle gee vir hom 'n lap of 'n spons met asyn wat hy kan drink. Broers en susters, 'n marteldood wat hy sterwe terwille van u en van my, en hy hang daar, halleluja, aan die kruishout van Golgotha, onherkenbaar is hy vermink, en hy is heeltemal vol bloed belope, maar daar is 'n oproep wat gemaak was, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Hy roep uit,
Vader, waarom het U my verlaat? Hy voel alleenheid. Soos wat geen mens op aarde dit nog ooit gevoel het en ooit sal voel nie. Want hy het 'n beker van sonde en ongeregtigheid wat hy moet ledig. Hy was rein, hy was skoon, hy het nog nooit met dit in ander hakkel gekom nie. En broers en susters, en hy moet hierdie sonde van hierdie wêreld moet hy op hom neem. Hy moet hierdie sonde en hierdie van die wêreld moet hy op hom neem. Hy moet afdaal na die doderyk toe. Hy moet die evangelie van redding en van verlossing moet hy gaan verkondig daar in die doderyk. Halleluja. En ek is so dankbaar dat Jesus nie omgedraai het nie. Halleluja. He didn't call 10,000 angels and to destroy this world and to set him free from the cross. Halleluja. Maar hy het deurgedruk is sodat U en ek gered kan word. Amen. Halleluja. Ek raak opgewonde wanneer ek praat oor die bloed van Jesus. Halleluja. En ek het dit al by vele geleenthede gesê, dat nog nooit het ek bedien oor die bloed, waar God se krag en sy salwing nie teenwoordig was nie, want dit is sinoniem, halleluja, en sy bloed het vanaand krag, halleluja, om te red, om te reinig, om te verlos, om te genees, halleluja, en dit nog nie verander. Want sy bloed op ons en ons kinders kom. En weet jy, ten laaste, toe roep Jesus uit en hy sê dit is volbring. Tetelestai, die volle prys is betaal. Halleluja. En hy neem die sonde van die wêreld op hom, sodat 'n verlore gaande wêreld gered kan word. Halleluja. En broers en susters, wat gebeur met hierdie mense wat gesê het, laat sy bloed op ons kom? Weet jy, dit was 'n neidige uitroep gewees. Maar weet jy, God in sy liefde verander hierdie oproep, wat die mense nie verstaan nie. En hy swaai dit om, en dit word 'n gebed. Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Hulle het nie geweet wat hulle daar skreeu nie, maar broers en susters, maar ons wat vanaand gered is, ons verstaan dit, want weet jy, toe Jesus sy asem uitblaas, halleluja, en toe kom sy bloed op u en op my, halleluja, en op ons geslagte, ons voorgeslagte, ons nageslagte, ons kinders se kinders, halleluja, en sy bloed kom op ons, en hy red ons, en hy maak ons vry, en hy verlos ons, halleluja, en so ons vanaand kan sê, dat ons is gered, ons is bloed gewas, en die bloed van die lam, en Jesus se bloed, en op ons gekom. Halleluja. Sy bloed maak slawe vry. Broers en susters, daar is geen helverdiende sondaar, maak nie saak wat hulle gedoen het nie. Pastoor Tommy Joost sê dit altyd so mooi. Hy hou van rowwe sondaars, want hulle maak sulke wonderlike bekeringsmateriaal. Amen. Want Jesus se bloed kom op die mens. Halleluja. Ons het al mense gesien wat vasgevang is in hierdie kettinge en in die bande van die hel en van Satan. Maar weet jy wanneer Jesus se bloed, die oomblik wanneer sy bloed op hulle kom, dan maak hy slawe vry. Halleluja. Mense wat kettingrokers was, mense wat aan alkohol verslaaf was, pornografie, maak nie saak nie, broers en susters, weet jy, Jesus kom en hy maak mense vry. Halleluja. En hy het dit gedoen en hy doen dit vandag nog en hy gaan dit môre doen. Hy gaan dit oormôre doen en totdat hy op die wolke gaan verskyn om ons te kom haal. Hy gaan Jesus dit doen en hy doen dit in Suid-Afrika, hy doen dit in Kanada, hy doen dit hier in Australië. Amen. In Europa. Daar is geen plek waar sy bloed bietjie minder krag het. Amen. As op 'n ander plek nie. Die oproep was dat sy bloed op ons kom. Weet jy dat ek raak soveel meer bewus dat God se plan is so fenomenaal. Weet jy, maak moeilikheid of laat toe dat daar moeilikheid gemaak word in Suid-Afrika. Hou van af om te praat oor God se raadwerk. Niemand hou van moeilikheid nie. Ons wil almal vrede hê, stem jy saam? Ja. Ek ken nie mense wat van moeilikheid hou nie. Sulke mense wat hou ek nie van nie. Hou van vredelewende mense. Maar weet jy dat die Here laat toe dat Suid-Afrika moeilik raak? Ja, baie. Dat daar 'n klomp Suid-Afrikaners
Wes-Australië toe trek. Ja, amen. Want daar's bloed wat op hierdie ateïstiese land Australië moet kom. Mense wat alles het. Mense waarin alles werk, is die eerste wêreldland en hulle voel maar ons het God nie nodig nie. Maar weet jy broers en susters, dat u en my getuienis, die feit dat ons vanmôre of vanaand is ons bloeddraers, halleluja, ons dra die bloed van Jesus Christus, ons het sy DNA, want ons is gekoop, halleluja, en deur sy bloed, en ons het 'n boodskap van redding, ons het 'n boodskap van verlossing, van vrymaking, van genesing, ons het 'n boodskap, halleluja, dat Jesus nog vrymaak, en ons het 'n boodskap wat ons moet uitdra, waar ons beweeg. Moenie dink eers maar net hier in Australië nie. Ons ervaar die Here se krag hier. Halleluja. En weet jy, ons kan nie altyd praat nie. Maar weet jy dat die bloed is so fenomenaal, dat mense sien dit raak. Weet jy, mense sien. Jy hoef nie eens te praat nie. Jy kan net, wie sê dat daar's 'n spreekwoord wat een van die van die evangelivaders het gesê, hy sê verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, en as dit nodig is, sit woorde by. Neem dit wat ons doen. Sê maar hierdie persoon is anders. Hierdie persoon praat anders. Daai diensmeisie sê vir Petrus. Pragtig. Weet jy is een van hulle. Jy's anders. Mense sien dit raak. Weet jy, kan dit nie wegsteek nie. Daar was een keer 'n verhaal gewees wat vertel word van 'n dogtertjie. Wat vra mamma, hoe groot is Jesus? En sy kyk so, sy sê groter as die wolke. En dan sê so, en elke keer sê die mamma, ja, hy's groter as dit alles. En die dogtertjie sê, maar mamma, as hy dan in my hartjie bly, dan moet hy mos iewers uitsteek. Die tyd geword dat Jesus se bloed wat op ons rus, dat Jesus se persoonlikheid, dat Jesus se krag, dat sy liefde begin uitsteek, sodat mense wat hom nodig het, dat hulle dit raak sien. Broers en susters, ek wil vir julle sê, kriminaliteit is nie 'n Suid-Afrika ding nie, dis 'n mensding, van Adam en Eva af. Broers en susters, is 'n mens, en oral waar jy gaan jy mense kry, maar weet jy so, is die behoefte aan redding en verlossing, is ook 'n mensding. Dit is nie 'n Suid-Afrikaans, is nie 'n boere ding nie, dit is iets wat ons almal nodig het. Ons het almal nodig, ons kinders, is se kinders, ons het almal nodig, dat sy bloed op ons moet kom. Amen. Vroeger vanaand toe, druk daai liefde op my hart, en sê, I need you, I need you. Jesus se bloed, meer as ooit, nodig. Ek wil vanaand vir u sê, ons gaan nou binne oomblikke, gaan ons na die tafel van die Here beweeg. Maar weet jy, sy bloed, daar is bloed, wat nog slawe vrymaak. Halleluja. Ons is boodskapdraers. En weet jy wat sien ons in Suid-Afrika, dit raak moeilik daar in baie gevalle. Maar weet jy wat gebeur? Die mense begin nou te bid. Weet jy wat gebeur in Suid-Afrika? Die kerke is besig om vol te raak. Mense, ek kom agter, ons het die Here nodig, halleluja. Mense het 'n behoefte na vrymaking, na verlossing. En broers en susters, in die kerke in Suid-Afrika is besig om uit hulle naad uit te bars. Van die bloed van Christus. Kom op mense. En ek wil vir sê, dit maak nie saak waar in die wêreld jy is. Dit maak nie saak hoe diep jy in die ongeregtigheid leef nie. Wanneer sy bloed op jou kom, dan maak hy jou vry. Amen. Ons het vanmôre gehoor, en ek is so dankbaar vir hierdie konferensie se pragtige tema. Weet jy, want hierdie evangelie gaan oor mense. Halleluja. Hierdie evangelie gaan daaroor dat mense moet vrykom. En broers en susters, elke persoon moet hoor, halleluja. En elke een moet gered word. Jesus bedoel dit vir almal. Wanneer hy in die laaste nagmaal hierdie woorde ook uiter, en hy sê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. En hy gebruik die woorde daar, hy sê wat vir baie uitgestort is. Ek het dit nou die dag genoem. Sy bedoeling was vir almal. Maar ongelukkig wil almal dit nie aanvaar nie. Maar kom ons sê vanaand, Here, laat die bloed vanaand op ons kom. As daar iemand is wat vanaand 'n krankheid in hom het, ek wil vir sê dat Jesus se bloed vanaand op u kom. Ons gaan vanaand na die tafel van die Here toe, maar ons gaan dit anders gebruik as gewoonlik. Weet jy, die Here lei ons gaan dit vanaand anders gebruik. Ons gaan vanaand nie net sit en bedien word nie,
maar ons gaan vanaand opstaan en ons gaan uitkom en ons gaan daar in die nagmaal, ons gaan Jesus se liggaam, ons gaan Jesus se bloed, gaan ons vanaand neem en ons gaan sê, Here, ek vat vanaand u liggaam, ek vat vanaand u bloed, laat u bloed weer eens hier op my sal kom, halleluja, dat die bloed van Christus weer op my sal kom, dat dit my sal vrymaak en van my verkeerde weer, dat dit my sal skoon was, halleluja, en van my verlede. Want er is soveel mense wat loop met soveel seer. Ons sien soveel mense op 'n daaglikse basis. Weet jy van die goed, dit gebeur van jongs af tot bejaarde mense. Dan weet jy, daar is een kwalifiserende eienskap wat hulle almal het. Dit is die bloed van Jesus wat op hulle almal kom. Halleluja. Ek wil vra, wil jy vanaand vir 'n oomblik saam met my opstaan. Halleluja. Ons gaan vanaand 'n gebed doen. Loof die Here. En as jy vanaand behoefte het, en sê dat ek wil waarlik hê dat die bloed hier op my moet kom. Moontlik sukkel jy met onverlosheid, moontlik sukkel jy met 'n meer, jy sukkel dalk met die taalgebruik, jy sukkel dalk met die ore, maak nie saak waarmee jy sukkel nie, dalk dra jy 'n las wat vir jare saam met jy kom. Ek wil vir jy een ding vanaand leer, dat terwyl ek hierdie kruis sien, toe raak ek opgewonde, want ek het iets geleer in die lewe, en dit is kruisverhouding, en broers en susters, dis nie verniet 'n kruis nie. Ja. En dit gaan oor twee aspekte. My verhouding tot God, is die vertikale been, en dan horisontaal, my verhouding met mense. Jesus Christus sê, kom, ek bring vir julle 'n nuwe gebod. Ek sien hier aan die hele wet van die profete. Sê, moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou verstand. En tweede hieraan gelyk, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Jy weet, as ons by dit uitkom, dan snap ons iets van die wet van Christus. Weet jy, want as jy 'n kruisverhouding het en jy's lief vir jou naaste, dan gaan jy nie vir hom kwaad word, jy gaan hom nie beskinder, jy gaan hom nie besteel, jy gaan hom nie vermoor nie, jy gaan nie, broers en susters, hom benadeel in enige formaat nie. En as jy 'n verhouding tot God het, dan gaan jy hom ken en jy gaan hom eer vir wie hy is. Halleluja. Kom ons staan net so en ons sluit ons. O Vader, dankie dat ons vanaand na u woord kan luister. Ons wil dit nie net hoor nie, maar ons wil luister, Here, en ons wil dit ons eie maak, en ons wil dit hier in ons hart bære. En ons wil vanaand, Here, soos daardie skare wil ons dit uitroep vanaand, en ons wil ook sê, Here, laat u bloed op ons kom. Maar ons wil dit nie doen met die nydigheid en met die ligsinnigheid waarmee hulle dit gedoen het, maar ons wil vanaand kom en ons wil 'n waardebepaling maak en ons sê, Here, ons het waarlik die bloed van Jesus Christus nodig. Ons het nodig om gered te word, ons het nodig om te verander. Here, ons het met aanvang van hierdie diens daardie pragtige lied gesing, ons sal verander in 'n oomblikse tyd. Here, maar voordat ons kan verander, moet ons eers verander. Moet ons verander na u beeld, na u gelyke. En ons wil vanaand bid en vra, Here, waar daar nog gebreke is. Here, wanneer ons vanaand ons hand uitsteek na die tafel toe. Wanneer ons vanaand vra, Here, dat u die bloed van u vanaand op ons kom. Here, dat u vir ons sal aanraak en dat ons waarlik hier vanaf sal wegstap en sal sê, die bloed van Jesus het op ons gekom, halleluja. Die bloed van Jesus het ons kom vrymaak, het ons genees, halleluja. Here, daar is 'n krankheid, ek verneem van krankheid hier onder ons mense. Here, dankie dat u gekom het, is sodat ons genees kan word. Die woord van u sê, dat deur u wonde is ons genees, halleluja. Here, die bloed van Jesus, wanneer dit op ons kom, dan maak hy ons gesond. Ek wil bid vanaand ook dat u elke kranke sal oprig, sal gesond maak, Here, maar ook hulle wat geestelik nood het en geestelik krank is, dat die bloed vanaand op ons sal kom. Dankie dat ons die seën kan afbid oor hierdie tafel en die gebruik daarvan, elke vorm daarvan. Dankie dat dit vanaand 'n verskil kom maak hier in my en my geliefdes se lewens. Ons sê vanaand vir u baie dankie daarvoor. Seën ons saam is nou hier om die tafel in Jesus Christus naam. Amen.